Een van die goed wat ek dink die naaste my hart lê in enige kombuis is brood. Dit voel soos die eerste ding wat jy moet leer maak, dis iets wat ons elke dag eet, dis iets wat net so ongelooflik is om te deel met vriende. Ek het nog nooit in my lewe 'n brood gemaak wat ek nie kon gebruik nie. Al was die brood 'n flop geweest, maak jy nog steeds die beste roosterbrood wat jy aan kan dink. Die maklikste bestanddele wat jy kan dink: sout, gis, meel en water. So ons is bevoorreg by baie van die restaurante, wel al die restaurante waar ek betrokke is, bak ons elke dag ons eie vars brood. En een van die plekke maak ons elke dag brood binne in 'n pizza oond of 'n woodfire oven. Ek dink dis nog 'n laag geure wat vuur weer eens bring na brood toe. Vandag se resep is een van die resepte wat jy 'n paar keer gaan moet maak. Dis reg baie eenvoudig, maar dit gaan alles oor die consistency, die konsistentiteit van die deeg. As jy die eerste keer die deeg maak, jy dink dit is baie nat, maar soos jy sal sien later, is dit presies wat jy nodig het vir hierdie resep. So ja, kom ons begin. Baie belangrik, broodmeel. Daar's 'n groot verskil tussen broodmeel en koekmeel. Broodmeel bevat die bestanddeel wat die gluten is, en die gluten is wat daai brood vir 'n ongelooflike tekstuur gee, wat koekmeel nie bevat nie. Koekmeel het sy plek om in sekere brood te gebruik, maar vir 'n goeie brood gaan jy altyd broodmeel nodig hê. Dan baie eenvoudig, yeast of instant yeast. Jy kan met gewone vars yeast ook werk, maar die meeste van ons is dit die maklikste net om 'n pakkie yeast te hê. Hou vir ewig in jou yskas of in jou kas, so baie maklik om in die huis te hê. Sout, gewone eenvoudige sout, niks snaaks nie. En water. So die water wat ons vandag gaan gebruik, is 'n klein bietjie warm. Ons noem dit amper in Engels is die woord tepid water. Of in Afrikaans praat hulle van 'n bloedtemperatuur water. Dit klink nie so lekker nie, so ons maar by tepid water hou. En hoekom gebruik ons tepid water? Of 'n klein bietjie warm water, is net om die proses van die yeast aan die gang te kry. Daai warm water aktiveer die yeast en dit is wat jou deeg maak rys. Jy kan 'n koue water ook gebruik. Jou rysproses gaan net baie langer wees. Wat nie weer 'n slegte ding is nie, maar in vandag se wêreld is tyd ons vir almal baie belangrik. So ons gaan 'n klein bietjie warm water gebruik om die proses in gang te sit. So baie eenvoudig. Hier is 'n resep wat jy, as jy reg wil, met jou hand kan maak, maar dit is die perfekte tyd om jou menger uit te haal wat in die kas staan wat jy nooit gebruik nie. So haal hom uit en gebruik hom. Hier is 'n kilogram broodmeel. 500 gram is die resep. Nou gaan jy vir my vra om dit nie presies meet en meng nie. Ek het die resep al so baie gemaak dat ek net die helfte van die pakkie bygooi. En meeste van die huismengers soos daai, se kapasiteit is omtrent 500 gram wat mooi kan meng. As hy te veel deeg het, dan kry jy nie deeg lekker gemeng nie. So 500 gram is omtrent 'n goeie prys. Een pakkie van jou gis, dit is gewoonlik so of 7 of 10 gram, maar een pakkie sal werk. Hierdie pakkie is 10 gram. Sout, omtrent 'n teelepel, so weer eens, het lyk omtrent vir my reg. Ek vat gewoonlik sommer net die meel, maak seker alles is mooi deurgemeng voor ek dit in die mengbak sit, sodat alles nie bo-op lê nie. Dan die attachment wat ons gebruik, of die stukkie van die menger. Ons praat altyd van 'n kei-beater, of ons praat van die jy kry ook 'n douhoek, en jy kry natuurlik jou whisk, maar hier is een wat jy wil gebruik. Hang af wat se masjien jy het, ek weet die Kenwoods lyk reg soos 'n K, ander masjiene, maar hier is die paddle wat jy nodig het, want jy wil hê met die deeg, jy gaan later sien, hy gaan die deeg van die bak af begin wegtrek, en dit is 'n baie goeie indikasie dat jou meel dan reg is. OK. Baie stadige begin. Jy wil hom net meng sonder die water, want jy wil hê jou gis en jou sout moet baie mooi deur die meel meng. Dan jou water. Binne in die resep, my normale resep is op 500 ml meel gebruik ons omtrent 400 ml water. Maar soos ek gesê het in die begin, brood is 'n absolute lewendige ding. So dit is 'n goeie beginpunt, maar dit is nooit 100% vandag is dit 400 nie. Dit kan vandag 450 wees, môre kan dit 300 wees. Dit hang af van die meel wat jy gebruik. So daar is jou meel nou mooi deurgemeng en dan begin jy jou water baie stadig bygooi op 'n baie lae hitte. Op 'n lae spoed moet ek sê, nie lae hitte nie. Ons deeg is klaar, nou wil ons deeg uithaal.
Soos julle kan sien, 'n nat deeg. Moenie bekommerd wees nie, dit is presies so hy moet lyk. Jy kan nou jou deeg binne dieselfde bak laat rys as jy wil. Ek gaan hom uitgooi in 'n ander bak, want ek wil dalk nog 'n bak later maak van die deeg. Altyd goed om baie deeg te hê. So ja, twee goed, jy kan jou hande gebruik, wat natuurlik fantasties is om dit te werk. Of as jy het sommer baie goeie eierspaan of 'n spatula, en ons gaan hom net uitkrap. Let om weer ook vir dit te wys hoe lyk daai consistency van die deeg. Ons sal hierdie deeg nou op 'n warm plekkie sit, nie te warm nie, maar in die son of dalk naby 'n oond waar daar hitte is. En dan gaan hy omtrent so 45 minute gaan hy rys en dan gaan ons julle wys hoe om ons deeg bymekaar te sit en ons rolletjies te sny wat ons later gaan bak. Julle, ons deeg is amper reg. Ons gooi net 'n bietjie meel uit, want ons wil nie ons deeg moet vassit nie. Dit is op hierdie stadium nogal belangrik om nie te hardhandig met jou deeg te werk nie. So probeer maar om liggies met die deeg te werk. Jy wil hom nie die bak te veel stamp of te veel in die deeg stampie, want jy wil daai lugbabbels wil jy glad nie verloor nie. Nou wil ek vir julle wys, daai ding wat in jou huis rond lê, daar wat jy in jou kinders se kookboks gekry het. Ons noem dit 'n dough cutter. Ons gaan nou die deeg sny en shape. Ek gaan ook vir julle wys as jy nie 'n dough cutter het nie, baie eenvoudig. Ons gaan regkom met een van ons goeie soort van sommer spatulas ook. Ek wil seker maak my spaan wat ek in die oond gaan druk het genoeg meel op sodat die brood nie vas sit bo op daai nie. So ons doen dit sommer eers voor ons van dit vergeet. En dan gaan ons deeg begin sny. Kyk, wat ons wil maak is maak seker 'n dough cutter van jou is lekker met die meel. Ons sny klein rolletjies wat ons binne in ons oond gaan bak. So julle kan sien, daar's nie 'n perfekte shape wat ons hier sny nie. Dit is baie eenvoudig. Die rolletjies kan maar klein bietjie mekaar vassit. Omdat ons nou lekker warm oond gaan bak. Wat gaan gebeur is ons gaan bo gaan ons 'n ongelooflike mooi bruin crust kry. En aan die kante waar die broodrolletjies nie mekaar gelê het, bly dit ongelooflik sag. Fantasties, ons eerste ronde rolletjies reg om binne in die oond te gaan. En daar het ons dit. Ons brood, ons vars brood wat gebak is binne in ons pizza oond, of ons vuuroond. Wat kan ek meer sê oor brood? Al wat jy nou nodig het, as jy gelukkig genoeg is, sagte botter en dan 'n klein stukkie geelvet biltong en dan het jy een van die beste maaltye wat jy ooit in jou lewe gaan eet. Geniet dit.